Hoofstuk 55. Deur genade verander. Die lewe van die apostel Johannes is 'n voorbeeld van ware heiligmaking. Gedurende die jare toe hy 'n noue omgang met Christus geleef het die Heiland hom dikwels gewaarsku en vermaan, en hy het die bestraffinge aanvaar. Terwyl die karakter van die Godheid aan hom geopenbaar is, het Johannes sy eie gebreke gewaar en die openbaring het hom nederig gemaak. Dag na dag het hy die tederheid en lankmoedigheid van Jesus in teenstelling met sy eie onstuimige gees aanskou en sy lesse van nederigheid en geduld aangehoor. Dag na dag is sy hart meer en meer tot Christus aangetrek, totdat hy homself geheel en al in sy liefde vir sy meester vergeet het. Die krag en die tederheid, die majesteit en die sagmoedigheid, die krag en die geduld wat hy in die daaglikse lewe van die Seun van God aanskou het sy siel met bewondering vervul. Hy het sy lig geraakte eersugtige humeur aan die vormende krag van Christus oorgegee, en die goddelike liefde het in hom 'n verandering van sy karakter bewerkstellig. In sterke teenstelling met die heiligmaking wat in die lewe van Johannes teweeggebring is die ervaring van sy mede-disipel, Judas. Soos sy metgesel het Judas voorgegee om 'n disipel van Christus te wees, maar hy het net 'n gedaante van godsaligheid besit. Hy was nie ongevoelig vir die skoonheid van Christus se karakter nie, en dikwels, terwyl hy na die Heiland se woorde geluister het, is hy oortuig, maar hy het geweier om sy hart te verneder en sy sondes te bely. Deur die goddelike invloed te weerstaan, het hy die meester wat hy voorgegee het om lief te hê, oneer aangedoen. Johannes het met alle erns teen sy gebreke gestry, maar Judas het sy gewete verkrag en aan die versoeking toegegee en sodoende sy sondige gewoontes steeds vaster aan hom gebind. Die praktyk van die waarhede wat Christus geleer het, was teenstrydig met sy begeertes en planne, en hy kon hom nie daartoe bring om sy idees prys te gee, sodat hy die wysheid van die hemel kon ontvang nie. Pleks dat hy in die lig gewandel het hy verkies om in die duisternis te wandel. Sondige begeertes, inhaligheid, wraaksugtige hartstogte, donker en sombere gedagtes is gekoester, totdat die Satan ten volle van hom besit geneem het. Johannes en Judas stel diegene voor wat sê dat hulle volgelinge van Christus is. Albei disippels het dieselfde geleenthede gehad om die goddelike voorbeeld te bestudeer en te volg. Albei was 'n noue omgang met Jesus en albei het die voorreg gehad om na sy onderrig te luister. Elk het ernstige karaktergebreke besit en elk het toegang gehad tot die goddelike genade wat karakters verander. Maar terwyl die een in nederigheid van Jesus geleer het die ander bewys dat hy geen dader van die woord was nie, maar net 'n hoorder. Een het daagliks vir die sonde gesterf en is deur die waarheid geheilig. Die ander het die veranderende krag van die genade weerstaan en aan selfsugtige begeertes toegegee en het sodoende aan die Satan verslaaf geraak. Die soort karakterverandering wat in die lewe van Johannes gesien word, is altyd die gevolg van gemeenskap met Christus. Daar kan duidelike gebreke in die karakter van een persoon wees, maar wanneer hy 'n ware disipel van Christus word hy deur die goddelike genade verander en geheilig. Terwyl hy soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word hy van heerlikheid tot heerlikheid verander, totdat hy in die ewebeeld is van hom wat hy vereer. Johannes het heiligheid geleer, en in sy briewe aan die gemeentes het hy onfeilbare reëls bepaal vir die gedrag van Christene. Elkeen wat hierdie hoop op hom het hy geskryf, reinig homself soos hy rein is.
Hy wat sê dat hy in hom bly, behoort self ook so te wandel, soos hy gewandel het. 1 Johannes 3 vers 3 en 2 vers 6. Hy het geleer dat die Christen rein van hart en lewe moet wees. Nooit mag hy met 'n betekenislose belydenis tevrede wees nie. Soos God in sy sfeer heilig is, so moet die sondige mens deur geloof in Christus in sy sfeer heilig wees. Die apostel Paulus het geskryf: Dit is die wil van God, julle heiligmaking. 1 Tessalonisense 4 vers 3. In al sy handeling met die volk het God die heiligmaking van die kerk voor oë. Hy het hulle van die ewigheid af gekies om heilig te wees. Hy het sy seun oorgegee om vir hulle te sterf, sodat hulle deur gehoorsaamheid aan die waarheid geheilig en van alle kleinlikheid van die eie ek ontdaan kan word. Van hulle eis hy 'n persoonlike werk, 'n persoonlike oorgawe. Diegene wat voorgee om in God te glo, kan hom alleen vereer na mate hulle met sy beeld ooreenkom en deur sy gees beheers word. Dan kan hulle as getuies vir die Heiland bekend maak wat die goddelike genade vir hulle gedoen het. Ware heiligmaking is die gevolg van die uitwerking van die liefdesbeginsel. God is liefde. En hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. 1 Johannes 4 vers 16. Die lewe van hom in wie se hart Christus woon, sal daadwerklike godsvrug openbaar. Die karakter sal gereinig, verhef, veredel en verheerlik wees. 'n Suiwere leer sal saamgaan met die werke van geregtigheid. Hemelse voorskrifte sal gepaard gaan met hemelse gebruike. Diegene wat die seën van heiligmaking verlang, moet eers die betekenis van selfopoffering leer. Die kruis van Christus is die sentrale steunpilaar waaraan alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid hang. 2 Korintiërs 4 vers 17. Christus het gesê: As iemand agter my wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Matteus 16 vers 24. Dit is die geur van ons liefde vir ons medemense wat ons liefde vir God openbaar. Dit is geduldige diens wat vir die siel rus bring. Dit is deur nederige, naarstig getroue arbeid dat die welvaart van Israel bevorder word. God onderhou en versterk die een wat gewillig is om in die weg van Christus te volg. Heiligmaking is nie die werk van 'n oomblik, 'n uur of 'n dag nie, maar van 'n leeftyd. Dit word nie verkry deur 'n gevoel van geluk nie. Dit is die gevolg van voortdurend vir sonde te sterf en voortdurend vir Christus te leef. Verkeerde dinge kan nie reggestel of veranderinge in die karakter bewerkstellig word deur af en toe floue pogings aan te wend nie. Dit is alleen deur langdurige, volhardende inspanning, strenge selfbeheersing en ernstige stryd dat ons sal oorwin. Ons weet nie een dag hoe sterk ons stryd die volgende dag sal wees nie. Solank die Satan regeer, sal ons self moet onderdruk en liefding sondes moet oorwin. Solank ons leef, sal daar geen plek wees waar ons kan stil staan nie. Geen punt wat ons kan sê, ek het dit ten volle verkry nie. Heiligmaking is die gevolg van lewenslange gehoorsaamheid. Geen een van die apostels en profete het ooit voorgegee dat hulle sondeloos was nie. Die manne wat die naaste aan God geleef het, manne wat liewer hulle lewens sou prysgee as om wetend 'n verkeerde daad te doen, manne wat God met goddelike lig en krag vereer het die sondigheid van hulle natuur bely. Hulle het geen vertroue in die vlees gestel en op geen geregtigheid van hulle eie aanspraak gemaak nie, maar het geheel en al op die geregtigheid van Christus vertrou. So sal dit met almal wees wat Christus aanskou.
Hoe nader ons aan Christus kom en hoe duideliker ons die reinheid van sy karakter begryp, hoe duideliker sal ons die uiterste sondigheid van die sonde besef en hoe minder sal ons geneig wees om onsself te verhef. Die siel sal voortdurend na God verlang en voortdurend ernstig en met gebroke hart sy sonde bely en die hart voor hom verneder. By elke voorwaartse stap in die Christelike belewenis sal ons berou dieper word. Ons sal weet dat ons bekwaamheid in Christus alleen is en daarom sal ons, soos die apostel bely, ek weet dat in my, dit wil sê in my vlees, niks goeds woon nie. Maar wat my betref mag ek nooit roem nie, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. Romeine 7 vers 18 en Galasiërs 6 vers 14. Laat die engele met die pen die verhaal van die heilige worstelinge en stryd van die volk van God te boek stel. Laat hulle gebede en hulle trane opteken, maar laat God nie onteer word deur 'n verklaring van mense lippe. Ek is sondeloos, ek is heilig nie. Geheiligde lippe sal nooit sulke aanmatigende woorde spreek nie. Die apostel Paulus, wat na die 3de hemel opgeneem is en dinge gesien het wat nie geoorloof is om te spreek nie, het nog hierdie onaanmatigende verklaring gedoen. Nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna. Filippense 3 vers 12. Laat die engele van die hemel skryf hoe Paulus in die goeie stryd van die geloof die oorwinning behaal het. Laat die hemel hom verheug in sy vasbeslote hemelwaartse gang en omdat hy met die prys voor oë elke ander beloning as waardeloos beskou. Engele vertel met vreugde van sy oorwinnings, maar Paulus beroem hom nie op sy prestasies nie. Elke volgeling van Christus moet hierdie houding van Paulus aanneem, terwyl hy die stryd om die onverwelklike kroon voortsit. Laat diegene wat geneig is om met hulle heiligheid te koop te loop, in die spieël van Gods wet kyk. Wanneer hulle sy verrykende eise sien en sy werk as 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart verstaan, sal hulle nie op sondeloosheid beroem nie. As ons sê dat ons geen sonde het nie, sê Johannes sonder om hom van sy broeders uit te sonder, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. 1 Johannes 1 vers 8, 10 en 9. Daar is sommige wat voorgee dat hulle heilig is en sê dat hulle geheel en al aan die Here behoort en geregtig is op die beloftes van God, terwyl hulle weier om sy gebooie te gehoorsaam. Hierdie oortreders van die wet maak aanspraak op alles wat aan die kinders van God beloof is, maar dit is aanmatiging van hulle kant, want Johannes vertel ons dat die ware liefde vir God in gehoorsaamheid aan al sy gebooie geopenbaar sal word. Dis nie genoeg om die teorie van die waarheid te glo, om 'n belydenis van geloof in Christus te doen, om te glo dat Jesus geen indringer is nie, en dat die godsdiens van die Bybel geen kunstig verdigte fabel is nie. Johannes het geskryf: Hy wat sê, ek ken hom, en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar, en in hom is die waarheid nie. Maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God waarlik volmaak geword. Hieraan weet ons dat ons in hom is. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. 1 Johannes 2 vers 4 en 5 en 3 vers 24. Johannes het nie geleer dat die saligheid deur gehoorsaamheid verdien kan word nie, maar dat gehoorsaamheid die vrug van geloof en liefde is. Hy het gesê,
Julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig, het hom nie gesien en hom nie geken nie. 1 Johannes 3 vers 5 en 6. As ons in Christus bly, as die liefde van God in die hart woon, sal ons gevoelens, ons gedagtes, ons dade in ooreenstemming met die wil van God wees. Die geheiligde hart is in ooreenstemming met die voorskrifte van Gods wet. Daar is vele wat daarna streef om die gebooie van God te gehoorsaam, maar min vreugde of blydskap ken. Hierdie leemte in hulle lewe is die gevolg van nalatigheid om geloof te beoefen. Hulle wandel as te ware in 'n bitter wêreld, in 'n dorre woestyn. Hulle eis min terwyl hulle veel kan eis, want daar is geen perke aan die beloftes van God nie. Sulke mense stel nie die heiligmaking wat deur gehoorsaamheid aan die waarheid kom reg voor nie. Die Here wil hê dat al sy seuns en dogters gelukkig, vreedsaam en gehoorsaam moet wees. Deur geloof te beoefen, kom die gelowige in besit van hierdie seëninge. Deur die geloof kan elke tekort in die karakter voorsien, elke verontreiniging gereinig, elke fout verbeter en elke bekwaamheid ontwikkel word. Gebed is die middel wat deur die hemel voorsien is om in die stryd teen die sonde en die ontwikkeling van 'n Christelike karakter sukses te behaal. Goddelike invloede wat in die antwoord op die gebed van geloof kom, sal in die siel van die smekeling die dinge tot stand bring waarvoor hy smeek. Om vergifnis van sonde, om die Heilige Gees, om 'n Christelike humeur, om wysheid en krag om sy werk te doen, om enige gawe wat hy beloof het, kan ons vra, en die belofte is, julle sal dit ontvang. Dit was op die berg saam met God dat Moses die patroon gesien het, van die pragtige gebou wat die verblyf van sy heerlikheid sou wees. Dit is in die berg van God, in die geheime plek van gemeenskap, dat ons sy heerlike ideaal vir die mensdom moet aanskou. In alle eeue het God sy planne vir sy kinders deur middel van hierdie gemeenskap met die hemel uitgewerk, deur geleidelik aan hulle gees die leerstelling van sy genade te ontvou. Die wyse waarop hy die waarheid meedeel, word geïllustreer deur die woorde, sy opgang is so seker soos die dagbreek, Hosea 6 vers 3. Hy wat hom daar plaas waar God hom kan verlig, vorder as te ware van die skemering van die dagbreek na die volle lig van die middaguur. Ware heiligmaking beteken volmaakte liefde, volmaakte gehoorsaamheid, volmaakte ooreenstemming met die wil van God. Ons moet deur gehoorsaamheid aan die waarheid vir God geheilig word. Ons gewete moet gereinig word van die dooie werke om die lewende God te dien. Ons is nog nie volmaak nie, maar dit is ons voorreg om los te raak van die strikke van die self en die sonde en na volmaaktheid te vorder. Groot moontlikhede, hoë en heilige prestasies word binne die bereik van almal geplaas. Die rede waarom soveel in hierdie tyd nie in die godvrugtige lewe groter vordering maak nie, is dat hulle die wil van God op so wyse vertolk, dat dit by hulle eie wil inpas. Terwyl hulle eie begeertes volg, stel hulle gerus dat hulle die wil van God doen. Hulle het geen innerlike stryd nie. Anders slaag weer 'n tyd lank in die stryd teen hulle selfsugtige plesier en gemaksig. Hulle is opreg en ernstig, maar word naderhand moeg vir die langdurige inspanning, vir die daaglikse sterfte, vir die onophoudelike stryd. Traagheid skyn vir hulle aanloklik te wees, die afsterwing van die self weersinwekkend, en hulle sluit hulle lomerige oë en soeg voor die krag van versoeking, pleks dat hulle dit weerstaan. Die aanwysings wat deur die woord van God bepaal word, laat geen ruimte vir 'n ooreenkoms met boosheid nie.
Die Seun van God is geopenbaar sodat hy alle mense na hom toe kan aantrek. Hy het nie gekom om die wêreld aan die slaap te sis nie, maar om die enge weg aan te wys waarop almal moet reis wat die poorte van die Godstad uiteindelik sal bereik. Sy kinders moet volg waar hy gelei het, al beteken dit ook watter opofferings van gemak of selfsugtige toegewings, al kos dit ook watter arbeid of lyding, hulle moet voortdurend teen die self stry. Die grootste eer wat mense God kan bewys, is om gewyde kanale te word deur wie hy kan werk. Tyd gaan spoedig oor in die ewigheid. Laat ons nie van God weerhou wat hom toekom nie. Laat ons nie weier om aan hom dit te gee wat, alhoewel dit nie sonder verdienste gegee kan word nie, nie sonder nadeel teruggehou kan word nie. Hy vra om 'n hele hart. Gee dit aan hom, dit is syne, omdat hy dit geskape en ook losgekoop het. Hy vra om u verstand. Gee dit aan hom, dit is syne. Hy vra om u geld. Gee dit aan hom, dit is syne. Weet julle nie, dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20. God eis die hulde van 'n geheiligde siel, wat hom voorberei het deur die beoefening van die geloof, wat deur die liefde werk om hom te dien. Hy hou aan ons die hoogste ideaal voor, naamlik volmaaktheid. Hy vra dat ons in hierdie wêreld sonder voorbehoud vir hom moet wees, net soos hy in die teenwoordigheid van God vir ons is. Dit is die wil van God vir julle, naamlik julle heiligmaking. 1 Tessalonisense 4 vers 3. Is dit ook u wil? U sondes doem miskien soos berge voor u op, maar as u hart verneder en u sondes bely en op die rein deugde van 'n gekruisigde en verheerse Heiland vertrou, sal hy u dit vergewe en u van alle ongeregtigheid reinig. God vereis van u algehele ooreenstemming met sy wet. Daardie wet is die weerklank van sy stem wat aan u sê: Heiliger, ja nog heiliger, begeer die volheid van die genade van Christus. Laat u hart vol wees met 'n vurige verlange na sy geregtigheid. Die werk aan waaraan gaande Gods woord verklaar dat dit vrede is en dat die voortbrengsel daarvan rus en veiligheid tot in ewigheid is. Naarmate u siel na God verlang, sal u meer en nog meer van die ondeurgrondelike rykdom van sy genade vind. Naarmate u oor hierdie rykdom nadink, sal dit in die besit kom, en naarmate u openbaar die deugde van die Heiland se opoffering, die beskerming van sy geregtigheid, die volheid van sy wysheid en sy krag om u vlekkeloos en onberispelik, 2 Petrus 3 vers 14,